Goeiemôre weer van my kant af, as jy wat so 'n bietjie later ook ingekom het. Maar welkom ook vanoggend hier. Ek wil net sê jammer, so 'n bietjie rondgehardloop, die ligte is nie aan nie en die oorfone is nie hier nie, want die koster is met verlof en die assistentkoster was net in die kombuis besig vir die ete so goed later, so ek het so 'n paar goeders vergeet om te doen, maar ek dink alles is nou onder beheer en reg. So ons gaan dan nou oor na die gebedsmoment en ek en Rick is 'n bietjie gewonde daaroor. En ons het gedink om na aanleiding van ons kerkraadsvergadering van die afgelope week te voorbereid te doen vir die kerk as geheel, die kerk van die Here. Marikie het vir ons geopen en sy het gepraat oor die kerk wat uit verskillende liggaamsdele bestaan en dat al die dele belangrik is en dat die Here verskillende gawes gee vir sy kinders en dat soos wat u vandag hier sit en as u bely dat Jesus die Here is, dan beteken dit dat jy het ten minste een gawe wat die Heilige Gees vir jou gee en dat ons dan daardie gawes ook moet gebruik. So aan die ene kant bid ons daarvoor vir die kerk van die Here, ons dank hom vir die kerk en dan ook vir die gawes wat hy vir die gelowiges gee. Maar daarbij saam wil ek dan ook volgende byvoeg, toe Rika so gevra het, dat elkeen ietsie sal sê oor hoe dit met hulle gaan en hoe dit met hulle in die gemeente gaan, was daar 'n hele paar getuies van kerkraadslede wat al langer in die gemeente is as wat die gemeente bestaan. En van hierdie mense het getuig dat, en ek gaan dit nou sê soos wat iemand dit pertinent gesê het, hy het gesê hy is 52 jaar in die gemeente, en toe het hy gesê nog nooit in die tyd wat hy in die gemeente is, die afgelope 52 jaar, het hy soveel vrede en liefde in die gemeente ervaar soos nou nie. En ek kon dit nie glo nie, ek het vir hom gesê, maar dit kan nie waar wees nie, want die kerk is tog die plek waar daar liefde en vrede moet wees. En 'n hele paar kerkraadslede het daarvan getuig, en ek sê, dis die wat al langer in die kerkraad is as vir die gemeente bestaan. So hulle kom 'n lang tyd met die gemeente saam, en so baie het gesê, maar hulle ervaar op hierdie stadium soveel liefde in die gemeente, soveel eensgesindheid, soveel vrede, soveel samewerking, en as ek maar net dink aan die ete van vanoggend ook, en ek sal net nou meer daaroor sê, so kom ons dank die Here ook vir hierdie gemeente, en dat dit deel van sy kerk is, en ons dank hom vir die gawes wat hy vir ons elkeen gegee het, maar ons bid dan ook vir die breë kerk van die Here. Ek wil dan graag geleentheid gee vir stil gebed. Here, ons het gesin van waar daar liefde is, daar is die Here God. En ons lees ook in die woord wat sê dat die hele aarde is gevul met die heiligheid. So dit beteken eintlik dat die hele aarde, die hele wêreld vol liefde moet wees. En ons weet dat eie ervaring dat dit nie so is nie. En ons lees dikwels dat dit ook nie binne die kerk so is nie.
ons lees van soveel stryd wat daar binne kerke woed, kerke tussen mekaar, dominees en gemeentes, kerkraadslidmaat of kerkraadslede, lidmate, wie ook al, wat gedurig deur in onvrede leef met mekaar. Ons weet van kerk, of hoor van kerke wat tot niet gaan. Kerke wat net ophou bestaan. En ons weet daar is baie redes daarvoor en baie geldende redes ook. Maar Here, U kerk is U liggaam. Ons is die liggaamsdele wat deur liefde aan mekaar gebind is. En U het vir elkeen van ons 'n gawe gegee, en so het U vir elke gelowige in die hele skepping gawes van die Gees gegee. En ek glo nog altyd waar die gawes gebruik word, daar sal die kerk ook floreer. Here, baie dankie vir hierdie gemeente, dankie vir getuienisse wat ons hoor, van mense wat hier vrede en liefde ervaar. By die kerkraadsvergadering het iemand ook die opmerking gemaak van 'n jong persoon wat volgend hier in die erediens is, wat gesê het as hy hier instap, dan ruik sy huis. Dankie dat ons dit vir mekaar kan sê. Dankie dat hierdie U huis is en U geloofsfamilie. En as daar iemand is wat onvrede hier beleef, ongemak, mag ons dit ook in liefde en vrede kan uitklaar. Mag U ook in hierdie gemeente elke dag verheerlik word. Amen. groet u vanoggend ook soos wat Jesus sy disippels gegroet het die aand nadat hy
uit die dood opgestaan het. Vrede vir julle elkeen. Ons lees in Psalm 136, loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghewers. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Kom ons staan en dan loof ons hierdie God.
so aansluit by die hele skepping wat die almagtige God prys. Amen. Goed, ek wil geleentheid gee dat jy mekaar so vinnig jy hoor, hoe gaan dit met elkeen, en jy hoor die kerk praat, of die mense hier kan praat, verskrikking, maar so, dat jy mekaar goed is, en dat hulle uitsorteer van liefde wat met die nagmaal, maar mekaar so goed, dan wil ons maar elke week ook vra as daar besoekers is of nuwe lidmate dat dalk hier by die gemeente wil aansluit, en as jy baie welkom na die diens ook vir my voor te kom ontmoet, te kom groet. Goed, as ons so vinnig kyk na 'n paar sake, die weekse program gaan normaalweg voort met die erediens dinsdagoggend by Wilgers afdrieoor, woensdag se Bybelstudies en aksie omgee, en donderdag is die gebedsbijeenkoms hier in die kerkgebou. Die tema hierdie week is morele verval. Ek dink almal van ons is baie goed bewus van geweldige morele verval wat daar in die samelewing en in ons land en in die wêreld is, baie keer ook in ons eie huise, so geleentheid dat ons ook daarteen kan bid en vir die Here kan vra om dan ook dit teen te werk. Dan is die 5 uitdeelstukke beskikbaar in die saal, en dan wil ek miskien net so ietsie meer sê oor, miskien moet ek begin by die erediens oor 3 weke, die laaste erediens in Augustus maand, so oor 2 weke, ek kan nie baie met die tyd nie. Dan het ons weer bereikbediening, wat 'n spesiale diens ook daardie Sondag gaan hê, waar daar ook verskillende persone uitstallings hier buite sal hê, maar ons gaan daardie Sondag 'n besoekende dominee hê. Hy is redelik bekend, en dis dominee Janko Strydom van Eko Kerk. Ek weet nie wie van die ken hom nie, maar ons het hom genooi om by ons te kom optree daardie Sondag, omdat hy hier in Leria, daar in die omgewing, baie goeie gemeenskapswerk doen vanuit die gemeente. Jy het hom dalk al gepraat of gepreek oor die radio, en ek dink dit sal vir ons regtig goed wees om ook na hom te kan luister. So, nooi maar mense saam, en ons doen ook voorbereiding daarvoor. Dan net rondom die bazaar, ons sal van hierdie week af begin om meer inligting oor die bazaar, oor die bazaar uit te gee. Daar sien jy ook die advertensie wat ons al reeds uitgestuur het. Ons sal 'n bietjie meer sê oor wat daar alles gaan gebeur daardie dag, en wat se aktiwiteite daar alles gaan wees. En dan weet jy dat dit daardie dag die groot wedloop is.
het nou gesê, ons gaan 7 uur begin, ek het dit nog nie met Rikus net bespreek nie, maar ek het vermoed dat ons eintlik 6:30 gaan begin hardloop. Dan slaap ek. Dis jy so kom ek dan nog begin. So ons gaan 6:30 begin en dan gaan ons die 2,5 km roete hê wat die gemeente dan kan saamstap of saam hardloop, maar dit kan u doen van 6:30, 7 uur net wanneer u hier opdaag en u besluit, dis nou jou tyd om te gaan hardloop. Ons gaan so 'n klein inskrywingsvoetjie daarvoor vra, so maar net ook 'n bietjie vir fondsinsameling, dan kan jy nou jou voetjie betaal en ons sal vir jou 'n plakker of 'n bandjie of iets gee en ons sal die roete mooi uitwerk en dit dan vir julle gee. En dan vir die groot wedloopplaas van 20 km. En Pieter kom ons met al 20 km Goed, ons gaan dan die groot wedloop hê van 20 km. Baie dankie vir mense wat al geborg het. En dit is dan tussen Rikus en Ryan en my, wat gaan jy ook aan, Lau gaan ook aan, so 2 veterane deur die 2 kinders gaan hardloop. So, asseblief, borg dan ook vir Ryan en vir Lau ook, of gee maar net dan bydra, net soos wat jy wil, sien daar is borge vir my en Rikus daar ook, maar ek wil nou my geld sit op wie ek dink sal wen, maar ek sal dit niks sê nie, maar so ek dink dit kan 'n lekker opwindende geleentheid wees, en ons gaan probeer om die hele tyd te sê vir die mense hier by die saal van wie waar is op die roete, en ons gaan dan ook so van die pannekoekbakkers weet dit ook net nog nie, maar dan van so 7 uur se kant, daar sal daar ook pannekoek beskikbaar wees vir mense so lang van kook en koffie. Koffie maar weer het ook nog, maar dit sal daar wees. Goed. Dit dan net rondom die bazaar vir nou. Dan by die voorbereiding, die sal onthou dat Prees se naam was baie lank op die gebedslys en ek het dan net nou die dag gebel, presies dit gaan doen baie beter en sy bedel gebel en gesê ons kan aan naam van die gebedslys afval en toe is sy baie skielik oorlede en so ons dink aan haar, sy het eintlik nie regtig baie familie nie, ons weet van een suster wat die begrafenis dan gereed het en hanteer het. Dit was verlede donderdag geweest. En dan het ek nou net voor die diens begin het 'n boodskap gekry dat oom Herman Krieg gisteraand oorlede is. So kom ons bid dan ook vir dan Annetjie. So ons bid dan ook vir hulle familie. En dan Jerry Venter gaan dit nie meer goed nie. Louise Frans moet sy naam net weer op die gebedslys sit en dan ook oom Dirk en dan al die ander soos wat julle daar sien, kom ons dit vir hulle elkeen. Ek sien oom Dries se naam hier, oom Dries se tooi en wil elke Sondag sê, dan dink ek nie daaraan nie. Elsie sit daar agter en hulle dogter wat nou vir baie jare in Amerika gebly het en woon ook hier en ek neem aan dit is nou sy wat langs hier sit, Elsie. Ek het haar nog nie ontmoet nie, so maar baie welkom dan ook hier by ons in die gemeente. Ek dink dit bring ons dan by die verjaarsdag en ek dink van hulle almal is hier net een vanoggend dan daar is verkeerde daar is verlede week se dags. Ja, ekskuus. Goed. Ek gaan dit dan lees. Die 16 Augustus het Lea van Bouillon, die 18
dan die 20ste Augustus, dan die Remy Laurens, maar ek sien hulle ook nie volgend hier nie, en die 21ste dan die Frida Piek. So, ek dink hulle is almal van Wilgers afgehoor, maar net dan is dan volgend hier Monica. Kom ons bedank ook die Here se seën dat die Monica toe. Net voordat Rikus voorneem, ek het net gesê, ek wil net so 'n bietjie meer sê oor die ete, so om dan maar almal wat bespreek het, die nagmaal ete dan so van 11:30 af. Ek wil regtig uit my hart baie dankie sê vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het, en soos wat die mense hulle geregte vanoggend daar ingebring het, het ek gevra, wie het dit gemaak? En dan het die mans elke keer gesê, ek het dit gemaak. Of die vrou het gesê, my man het dit gemaak. So dit is nou regtig, sover ek weet, kos wat regtig deur die mans voorberei is. En baie dankie vir almal se hulp daarmee en al die goeie reaksie wat ek gekry het op dit. So ons waardeer dit regtig baie. En ek glo ons gaan lekker eet. Nee. Dankie. Julle weet as hulle sê in die huwelik moet jy mekaar ondersteun, beteken dit nie moet lieg namens spot so dan. Kan die kinders asseblief vorentoe kom? Kan ek sien wie verjaar in die gemeente? Daar so met ons 'n lekker lang hand, natuurlik. Daar, regterkant, middel, bo. Kyk, ek sien 2, nie een van julle verjaar nie. Goed. Kyk, wie van my sal jy my help? En dan sal julle 2 die kant toe gaan. So ek steek net op asseblief. Gaan jy links, gaan julle hier voor. Het ons enige huweliksherdenkings of iets van die aard? Kyk, is daar huweliksherdenking ook? Ja. Kyk, hoeveel jaar? 19 jaar. Okay, so julle kan dan vir julle elkeen ook 'n sjokolade kry daar. Is al nog daar agter? O, Amanda. Melkart wil graag hê jy moet in kruis so. Gaan deel maar uit, dis wat daai sy maak nie vir julle neus nie, kan nie vir 'n kind neus in die kerk nie. Goed, nou kan jy terugkom. Waar is jou beer? Of beertjie of koei of iets? Julle kan gesit, ek gaan vinnig vir julle hoor. Wie van julle het al 'n partytjie gehad? En wie wil mens gewoonlik by 'n partytjie hê?
vir jou ma en pa natuurlik. So, jy wil jou vriende by 'n partytjie hê. Wie wil jy nie by 'n partytjie hê nie? Julle dink aan iemand, julle wil dit nie sê nie. Ek kan dit sien. Wil jy die kinders hê wat lelik is met jou by 'n partytjie? Dis nie lekker nie, nee. Want dan gaan dit ons nie 'n lekker partytjie wees nie. Nee. Maar vandag gaan ons ietsie lees wat baie moeilik is in die Bybel. Want Jesus kom sê, jy moet lief wees vir jou familie en jou vriende. Maar jy moet ook lief wees vir jou vyande. Jy moet ook lief wees vir die mense wat nie mooi met jou is nie. En nog beter, ons gaan nou ons besig is met die nagmaal, gaan ons ook lees van die ete. En ons gaan nogal verras wees dat Jesus ook daardie ete vir sy vyande gee. Nie net eintlik vir sy vriende, as mens dit so kan stel nie. So, daar is 'n moeilike ding, nie? Maar ek wil vir julle sê, julle hoef nie julle vyande nou julle partytjie te nooi nie. Dis wel reg. Maar dit beteken wel, wanneer hulle lelik is met ons, mag ons nie lelik terug wees nie. Nee. So by die skool, as iemand met jou lelik is, dan moet jy eintlik baie vriendelik teenoor hom wees. Of haar wees. Nee. Kijk, gaan ons gaan saam doen. So maak jy oor toe. Here Jesus, baie dankie dat U vir my lief is. Help my om ook lief te wees vir elke mens. Al is dit moeilik. In Jesus naam. Amen. En as julle my nie na julle partytjie te nooi nie, dan weet ek as julle vyand. Julle kan maar gaan sit. Soos wat julle dan nou gehoor het, ons gaan vanoggend lees uit Matteus 5 vanaf vers 43. Hierdie gedeelte is deel van Jesus se bergrede en dit is eintlik die laaste stuk van die eerste deel van die bergrede. En Jesus het hierso eintlik 6 verskillende stellings of wette vanuit die eerste 5 boeke uit die Bybel wat hy noem. Hy begin gewoonlik met iets soos: julle het gehoor dat mense sê, en dan haal hy iets uit Levitikus of Deuteronomium of so aan, en dan sê hy, maar ek sê vir julle. So, dit klink eintlik hierso asof Jesus die wet hier kom herinterpreteer, maar wat hy kom doen is, hy kom wys dat die wet 'n skadu is van iets baie groter waarna toe dit wys. En in vandag se gedeelte doen hy presies dieselfde, maar voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag hier bymekaar kan wees as geloofsfamilie, as kinders van God, wat bely dat ons deel is van U familie. Dat ons kan bely, U is die hoof van hierdie familie. So wil ons ook in U lig leef. Wil ons leef as verteenwoordigers van die hoof van ons familie. Wil ons leef as mense wat U lig in die wêreld uitstraal. Maar so is dit ook net moontlik alleen deur U en deur U leiding. So lei ons vandag deur U woord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek lees dan vir ons Matteus 5 vanaf vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is: jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene ook nie maar net so nie.
wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. So lees tot sover. Soos wat ek lees, kyk ek so 'n bietjie rond in die gemeente en ek sien so 'n paar mense so 'n bietjie sug, want as ons hierdie woorde lees, is dit moeilik op verskillende vlakke eintlik. So ek moet nou lief wees vir 'n klomp mense wat glad nie vir my lief is nie. Nou moet ek volmaak wees, soos wat my hemelse Vader volmaak is. Ek dink daai is nog 'n moeilike stelling. Ons almal weet hoe ons as mens tekortskiet daaraan. Maar Jesus is hier in die bergrede besig, juis om die wet nie te herinterpreteer nie, maar op sy regte plek te kom plaas. Voor hierdie gedeelte is dit ook die bekende gedeelte waar hy sê, maar as iemand jou vra om by die ander gaan, as iemand jou vra om hulle goed vir 'n kilometer te dra dit dan vir 2. Al hierdie stellings wat Jesus maak is eintlik op uiterstes. Wanneer ons dan hier in Matteus lees, is die aanhaling wat Jesus hier gee, net 1/2 daarvan wat werklik in die Ou Testament is. Hy haal Levitikus 19 vers 18 aan, wat sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar die tweede gedeelte is nie in die Ou Testament nie. Daar is nie 'n gedeelte wat nou sê, jy moet jou vyande haat nie. Jesus is eintlik hier besig om iets aan te spreek, wat 'n produk is wat eintlik maar deur geestelike hoogmoed oor tyd ontwikkel het. Waar die Jode eintlik begin sê, maar my naaste is tog net die mense wat soos ek glo. Net die mense wat soos ek dink. Dis net die mense wat inpas binne my wêreldbeeld. Die van die wet van Moses onderhou, soos wat ek te doen. En so het hulle vir hulle self hierdie lekker kampie gemaak, waar hulle gemaklik kan wees. Ek hoef net vir sekere mense lief te wees en vir hulle omgee. Interessant, as mens die res van Levitikus kan lees, dan beamoed dit eintlik presies wat Jesus hier sê. Dit sê, jy weet, as jou vyand se donkie losgekom het en hy kom by jou, vat hom terug vir hom. Hoekom sal jy dit nou nie doen nie? Of as jy sien dat jou vyand se pakdonkie gestap het en onder al die gewig neergeval het, gaan help hom op. Jy kan hom nie net daar laat lê nie. So Jesus is nie hier besig om die Ou Testament en die wet van Moses te weerspreek nie. Inteendeel, hy beamoed dit. Maar wat Jesus hier kom probeer doen, is om ons uit hierdie wettiese manier van dink uit te haal. Uit die Fariseërs se manier van dink wat sê, solank ek net hierdie doen, is ek reg. Of solank ek net nie daardie goed wat hulle sê ek mag nie doen nie, dan is ek reg. Hulle bou eintlik vir hulle self 'n geloof waar hulle net die minimum hoef te doen om goed te wees in God se oë. Die minimum en niks meer. En dit word ook 'n meganiese geloof van buite af. Hulle lewe volgens 'n stel reëls sonder dat hulle harte enigstens verander. Ja, ek gee my tiende. Ja, jy weet ek is daarom nice met die mense wat saam met my in die kerk is. Jy weet, ook medegelowiges hanteer ek daarom mooi, maar moet nou nie vir my een van daai ander gelowe bring nie. Kan hulle nie verdra nie. Of een van daai wat so dink of so lyk nie. Dit is hoe hulle begin dink. En so kom Jesus en hy wys, maar die wet het altyd 'n dieper doel gehad. 'n Doel om mense se harte te kom omskep. Daarom lees ons dan ook die bekende gedeelte in Jeremia wat sê, maar daar sal 'n tyd kom wat my wet in jou hart en jou verstand vasgelê gaan word. Dat dit nie meer eksterne stelreëls sal wees nie. Jesus gebruik ook 'n baie interessante Griekse woord, teleos, wanneer ons die woord volmaak lees. En dit is 'n woord wat eintlik dui op 'n einddoel volmaakte. Iets waarna toe jy beweeg om ten einde daar te kom. Jesus self sê nie, nou moet jy skielik net soos die Vader wees nie. Hy sê jou hele lewe is 'n reis waar jy eintlik nader en nader beweeg daaraan om te word, soos wat hy ook is.
Daar is nie eintlik 'n einde aan hierdie pad nie, want ons almal weet, ons kan nie volmaak wees nie, want God alleen is volmaak. Maar ons word geroep om ons harte te omskep, om meer soos syne te word. Daarom en ons praat eintlik min daaroor, is ons wese nie net meer volgelinge van Jesus nie, maar volgelinge van Jesus met kop, hart en hand. Want vir die Fariseërs is dit 'n maklike kopsaak. Jesus stel reëls wat ek moet volg, ek volg dit en ek doen nie dit. Dis dieselfde, ek dink vir baie mense, wanneer hulle in 'n beroep is, waar hulle nie meer gelukkig is nie. Ek gaan opdaag wanneer ek moet, en ek gaan wanneer ek moet, en niks meer nie. Of in 'n verhouding wat nie meer gesond is nie. Weet jy wat, ek sal opdaag, ek sal, jy weet, hulle groet, maar moenie vir my vra om nou regtig met hulle in 'n gesprek te doen. Moenie vir my vra om regtig uit te vis oor wat in hulle lewe aangaan, of om te gee. En dis net hierdie een keer wat ek met hulle gaan doen. Dit is hierdie stel reëls buite jou staan en sê, kom ek doen nou maar net hierdie, en ek kry dit verby. Amper asof dit 'n las is, om volgens God se wil te lewe. Dat jy dit nou maar net moet verby kry. En so skep daardie kopgeloof ook swak hande. Hande wat optel, maar nie regtig nie. Hande wat moeite doen, maar ook nie regtig nie. Jesus kom probeer wys dat daar ook 'n hart lê in God se wil. 'n Hart wat sê, moenie net lief wees omdat ek jou vra om lief te wees nie. Wees lief omdat dit is wie jy is. Omdat jy nie anders kan nie. En ek het net nou hier binne die gemeente 'n mooi getuienis juist daarvan gesien. Toe Tannie Bessie, ek weet nie waar sit sy nou nie. O, daar, so sit sy. Toe Tannie Bessie net nou hier by hierdie deur ingekom het Mike opgestaan sonder om 2 keer te dink. Hy het nie gedink, hoe dit gaan nou sleg lyk as ek nie help nie. Hy het net gesien, hier is iemand by die deur wat hulp nodig het. En oom Dion, ek nie geweet om kan so vinnig uit die pad uitloop, maar hy was dadelik gereed om pad te loop. En in daardie oomblik het oom Mike sommer half 2 vleer met 1 klap gestaan, en soos wat Tannie Bessie deur beweeg, het besef hy, oom Dion het vorentoe geskuif, kom ek help hom net om weer terug op sy plek te kom. Dit was iets instinktief. Dit was nie 'n stel reëls wat buite ons staan nie. En dit is die lewe waartoe Jesus ons kom roep. En daardie liefde waarvan hy dan in Matteus 5 praat, is 'n liefde wat begin, ja, by jou gemeente, by jou naaste, by die mense wat jy goed ken. Maar dit is nie 'n liefde wat daar mag stop nie. Daarom gebruik hy die woord teos, om te sê, hierdie is 'n liefde wat jou op 'n reis gaan sit, wat jou hele lewe lang gaan aangaan. En soos wat jy verdiep in hierdie liefde, gaan dit nie meer net kan beperk wees tot jou vriende en jou familie en jou geloofsfamilie nie. Soos wat jy hierdie liefde uitoefen, gaan jy al meer produk van hierdie liefde word. En gaan jy nie anders te kan as om dan lief te wees, selfs vir die mense wat nie vir jou liefde wil teruggee. Selfs die mense wat jou met haat en vermyn hanteer. En dit is hoekom dit waarskynlik ook so 'n skok op die stelsel is vir ons om hierdie woorde te hoor. Want ons lewe in 'n samelewing wat net resultate wil hê. Ons wil vandag 'n nuwe plan of 'n nuwe dieet begin en ek wil môre 10 kg ligter wees. Ek wil nie 'n lang pad stap met iets nie. Ek wil nie op reis wees nie, ek wil iets begin en ek wil resultate hê. Dit is net sowel om sê, volgende week doen ons die erediens anderste en die week daarna gaan die kerkbanke so vol wees ons kan stoele moet indra. Ons lewe in 'n samelewing waar ons nie meer iets wil doen of ons moeite wil insit in iets wat tyd vat nie. Maar Jesus kom sê, die liefde het nie 'n einddoel nie. Die liefde is 'n reis waarin jy jou lewe lang kan verdiep en nooit die volle diepte daarvan kan beleef nie.
Jesus is ook baie teenoorgesteld wanneer hy hierdie woorde sê. Van die wêreld se antwoord op geweld en haat is meer geweld en meer haat. As een land 'n ander een dreig, dan dreig die ander land harder terug. As een persoon my sleg hanteer of vir my skinder, dan gaan skinder ek 2 keer harder terug. Ja, hulle het dit vir jou gesê, maar laat ek vir jou vertel van hulle. Dit is hoe ons wêreld werk. En Jesus sê, op die einde van die dag word die haat in die wêreld dan net groter. Die enigste manier hoe mens werklik die haat en die vyandskap wat onder ons bestaan, se rug kan breek, is om nie daaraan deel te neem nie. Is om haat en vernyn in die oor te staar en liefde terug te gee. Om te sê, jou haat het geen mag oor my nie. Want ek is 'n kind van die God van liefde. En so sien ons dan ook dat Jesus dit self uitgeleef het. Daar is 2 baie bekende, een baie bekende Latynse stelling, wat sê die Imago Dei, wat sê, ons is na die beeld van God geskape. Daar is ook een wat dalk minder bekend is, wat hier meer ter sake is, en dit is die Imitatio Dei, om te sê, ons moet gelykvormig word aan die een wie ons dien. Want hoe kan ons volgelinge van Jesus wees, as ons nie lyk asof ons probeer om te volg nie? Hoe wil jy jouself 'n volgeling van iemand noem, as jy niks met hulle in gemeen het nie? Jesus roep ons in hierdie gedeelte om die hart van God te begryp, dit te soek, en dan ook ons hartklop op daardie ritme te laat klop. Al meer. En so sê hy, maar kyk, die Vader laat die reën val oor die wat goed is en die wat sleg is. Hy sorg vir alle mense. Nie net vir die wat hom aanbid nie. Hoeveel goddelose staan ook elke dag op met nuwe lewensasem? Kom dit van enige ander plek af as van God? En dan wil ek vir jou vra, wie gee vir hulle daai lewensasem as dit nie God is nie? Hulle kan ook blydskap beleef wanneer reën val. Sonder dat hulle dit enigstens besef, word hulle lewe ook in stand gehou deur ons hemelse Vader. Maar so beteken dit, as God vir hulle soveel genade gee in hierdie lewe, wie's ons om dit nie te doen nie? Wie's ons om nie daardie liefde ook na te boots nie? Ek wil, voordat ek met die nagmaal begin en dit ook verder inlei vanuit die teks, 'n geleentheid gee vir ons om 'n lied te sing as die wil van God vanoggend. So, net soos wat julle daar sit, kom ons sing dit so. Ons
Jesus kom sê nie net die woorde in Matteus 5 nie. Hy kom sê nie net wees lief vir jou vyande nie. Hy kom sê nie net wees volmaak soos jou Vader volmaak is nie. Hy kom wys ook vir ons hoe dit lyk. Hy leef dit voordat ons kan leef. En ek het net nou 'n stelling wat miskien radikaal kon klink gemaak toe die kinders hier voor is, om te sê maar Jesus nooi ook sy vyande na die etenstafel toe. En ons verskillende maniere hoe jy kan sien wat hy nooi op die tollenaars of gaan eet by hulle. Maar wat dit werklik sê van die nagmaal is dat dit ook 'n herdenkingsfees is waar ons sê terwyl ek 'n sondaar was, terwyl ek gelewe het in die duister, terwyl die mense gesê het kruisig hom, het Jesus gesê ek sterf vir jou. Terwyl Jesus aan tafel gesit het met een wat hom sou verraai en een wat hom sou verloon, het hy die brood uitgedeel en gesê hierdie is my liggaam. Dit is vir julle. Hierdie is my bloed. Dit is vir julle. Jesus kom wys die Vader se liefde deur ons wat dit glad nie verdien nie. Deur ons wat so gereeld in rebellie en manipulasie en oneerlikheid lewe. Deur ons wat so dikwels deel is van 'n wêreld van vyandskap, van haat, van onsekerheid. Terwyl ons deel is van hierdie wêreld, kom hy en sê, hierdie is my liggaam vir jou. Ek sterf vir jou nie omdat jy perfek of fantasties of wonderlik is nie, maar omdat jy stikkend en sondig is, maar ek vir jou so lief is, dat ek nie anders te kan as om jou sonde te dra nie. Hoe wonderlik is hierdie maaltyd dan nou nie. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat Jesus woord by die daad sit en sê, ook my vyande maak ek uiteindelik my kinders. Ook my vyande maak ek 'n nuwe familie, wat ek dan in die wêreld uitstuur om dieselfde liefde en genade wat ek aan hulle bewys het, ook aan ander te bewys. En so met die instelling van die nagmaal lees ons dat Jesus sê, dat Lukas sê, toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat dit in die koninkryk van God gekom het nie. En so is dit dan ook my voorreg om nou die tekens aan julle uit te deel. En so vra ek dat die Jakens wat hier voor is ook sal kom om nou die tekens ontvang en uit te deel.
Jesus dan ook so aan tafel was met sy disippels, neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Is daar iemand anders wat met die groot beker Here Jesus, ons kom bely vandag dat U 'n God is van liefde, dat U liefde self is. En ons bely dit nie omdat dit 'n leë belydenis is wat bloot in ons gedagtes opgekom het nie. Ons bely dit omdat U dit daadwerklik ook bewys het. Here, dat U vir ons as verlorenes gesterf het sodat ons gevind mag word. Sodat U vir ons wat in die donkerte rondgetas het, gesterf het, sodat ons ook weer in U lig mag lewe. Dat U ons vandag vriende noem, dat U ons kinders en erfgename mag noem. Daarvoor sê ons oneindig dankie. Daarvoor kan ons nie anders as om in nederigheid aanbid en te bely dat alles in ons lewe net genade is nie. Maar so vra ons, roep ons ook dan om U daad van liefde ook na te boots. Mag U liefde uit ons uitstraal, sodat die wêreld U mag sien. Nie tot eer van onsself nie, maar alleen tot eer van U naam. Dankie dat U 'n God van liefde is, vir ons, maar ook vir elkeen. Amen.
Geliefdes staan ook nou in van die seën. Mag die Here Jesus Christus wat sy lewe vir jou as offer gegee het, jou ook roep tot lewende offer. Mag sy genade al die skaamte en vrees wat binne jou leef uitdryf. Mag sy liefde al die haat en vrees en vyandskap van jou af afwyk. En mag hy wat jou roep as volgeling jou ook toerus om hom te volg met kop, hart